Doen dit weer. Gebruik my vir u koninkryk. Stel jou voor jy stap in 'n huis in waar geskiedenis nog lewendig is. Waar die wol van die mat nog die merke van knieë dra. Knieë wat ure lank gebuig het in gebed. Dis nie net 'n storie nie. Dit is 'n oproep vir jou. In 1940 was daar 'n professor in Engeland met die naam van Prof Orr. Hy het klas gegee vir die klomp studente en op 'n dag in 1940 het hy besluit om sy klomp studente op 'n reistog te vat. Hy neem toe sy klomp studente na die Old Epworth Rectory. Nou die Old Epworth Rectory was die huis van een van die grootste evangeliste van daardie tyd en sy naam was John Wesley. John Wesley het baie tyd in Abba Vader se woord spandeer, in gebed en het graag vir mense die evangelie gaan verkondig. En het so duisende mense gelei om gered te word. En so het hy in 'n diep verhouding met Abba Vader gestap. Hy het daagliks ure omgebid vir herlewing om uit te breek. Hy en 'n span mense het daagliks bymekaar gekom en tyd in gebed en vas spandeer vir herlewing van die evangelie en dat hulle kragtiglik gebruik sal word as instrumente in die koninkryk van God. Nou as jy gaan oplees daaroor, sal jy sien, dit was een van die grootste herlewinge wat toe ooit uitgebreek het. Mense het in die duisende hulle lewens vir Jesus gegee en hulle het in verbond saam met Abba Vader begin wandel. Mense het weggedraai van hulle eie weë en Abba Vader se woord as die rigtingwysers van hulle lewe gekies. Hierdie herlewing was so groot, dis in geskiedenisboeke opgeskryf, waaruit ons vandag nog kan leer. So hierdie klomp studente het hierdie pastorie van John Wesley gaan besoek en so deur al die vertrekke in die huis gestap. Daar was oral Bybels en boeke wat nog steeds op die rakke was waarvan John Wesley geleer het. En so het Prof Orr hulle ook John Wesley se studeerkamer gewys waar hy geleer het en baie boeke self ook geskryf het. En hierdie studente was baie gefassineerd want daar was selfs van die ou teksverse wat John neergeskryf het wat nog steeds daar op sy tafel gelê het. Daar was selfs van sy ou boodskappe en dit was vir hulle net amazing, al hierdie geskiedenis. En so was daar ook trappe op na die tweede verdieping en daar was sy kamer en sy badkamer. En so loop al hierdie studente toe op, soontoe en loop toe almal die slaapkamer in en soos wat hulle toe so om die bed in die middel van die kamer staan, soos wat die bed in die middel van die kamer staan en hulle om die bed beweeg en wag vir Prof Orr om vir hulle iets te vertel in die kamer. En soos wat hulle om die bed beweeg, merk een van die studente aan die ander kant van die bed 2 kolle op die ou mat wat deurgetrap is. Hierdie 2 kolle was reg langs mekaar en reg langs die bed. En hierdie studente vra toe vir Prof Orr, hoekom is hierdie 2 kolle wat deurgetrap is hier reg langs die bed? Prof Orr verduidelik toe vir die studente dat daar vertel word dat daardie 2 kolle die plek was waar John Wesley ure lank in die oggend op sy knieë langs die bed gebid het. Vir herlewing en dat Abba Vader hom kragtiglik sal gebruik vir sy glorie as 'n instrument in sy hande. So John Wesley het soveel tyd in Abba Vader se woord en sy teenwoordigheid in gebed spandeer dat sy knieë merke gelos het wat vandag nog sienbaar is. Ja, die wol van die mat was so deurgetrap soos wat John Wesley se knieë daar gedruk het terwyl hy gebid het en gevra het dat Abba Vader hom sal gebruik as 'n instrument. Dit was vir die studente amazing en kon net indink hoe lank John Wesley op sy knieë moes tyd spandeer om sulke merke agter te laat. En na rukkie is almal toe uit die kamer uit, koffie onder gekry en toe in die bus geklim om na die volgende plek toe te gaan. Prof Orr, soos altyd, maak toe seker almal is in die bus. Om agter te kom, daar's een student nie in die bus nie. En hy loop toe dadelik terug na die huis toe en loop vir kamer vir kamer om te kyk waar was die verlore student, maar nêrens onder in die huis te vind nie. Hy loop toe die trappe op na die slaapkamer toe om aan die ander kant van die bed waar die 2 kolle was, 'n kop te sien wat gebuig is in gebed. En waar hierdie student sy knieë op presies dieselfde plekke gaan sit het en gebuig en gebid het waar John Wesley altyd gebid het. Prof Orr sê hy kon hoor hoe bid hierdie student. Doen dit weer, Vader, doen dit weer. Vader, sal jy dit weer doen asseblief, Vader, asseblief. Vader, doen dit weer met my. Gebruik my as so 'n kragtige instrument. Vader, doen dit weer. En na 'n rukkie loop Prof Orr so om die bed en sit sy hand op die student se skouer en sê, dis tyd om te gaan. En soos wat die student opstaan, staan Billy Graham toe op, om saam met al sy ander studente in die bus te gaan klim. En raai wat? Maar Vader het weer gedoen. Nou ek wonder,
Wat sal gebeur as daar vandag mense in Suid-Afrika is wat braaf genoeg is om te sê en te bid, Vader, doen dit weer. Hier is ek, Vader, doen dit weer.